Symposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014. Dankie Wessel en dankie vir die mooi woorde wat jy gesê het en syne die vorige twee sprekers insluitende Prof. Jannie se opmerking dat ons auditeure seksie geraak het. Neem ek het nogal baie ter harte, so kom ek nie 'n taai aangesit het as valgrys auditeer nie. Baie dankie. As jy kyk na die voordrag wat ek gaan lewer, ek noem dit spesifieke oorsig, want 'n mens kan verseker 'n hele klomp dinge noem wat probleme gee in Suid-Afrika. En as jy dalk net so 'n minuut of 2 of 10 sekondes daaroor gaan dink, wat jy dink wat die grootste etiese probleem is in Suid-Afrika. Mense kan begin by werkloosheid, armoede, verskil tussen vergoedingsstrukture in Suid-Afrika, politieke ongelykhede en. Ek wil egter soos wat my voordrag aandui, wil ek 'n bietjie oor korrupsie praat. Kortliks, ek gaan 'n inleiding gee en agtergrond. My siening oor wat is die grootste etiese probleem in Suid-Afrika en ek kan dit dalk ook deurtrek na Afrika toe, waar ek redelik baie kennis van het. Ek kan dit dalk deurtrek na die wêreld toe, want ek dink ons moenie dink dat ons in Afrika of Suid-Afrika uniek is nie. Dan gaan ek my eie siening gee van wat is korrupsie, glad nie 'n regsiening nie. 'n Samevatting en die vraag probeer beantwoord in my dommigheid of daar wel hoop is en laaste 'n bydrae van Mervyn King, wat die voorsitter is tot op hede van die 3 King-komitees wat ons in hierdie land gehad het. Baie dankie vir die uitnodiging. Hierdie gaan werklik nie wetenskaplike navorsing wees nie. Ek het baie oor hierdie onderwerpe gepubliseer. Die agtergrond waaruit ek vandag gaan praat is my ondervinding as 'n forensiese ouditeur wat jarelank hierdie tipe ondersoeke doen. Ek het ook 'n regsagtergrond en ek het vir baie jare as assessor in Hooggeregshowe in Suid-Afrika gesit op groot bedrogsake. In die openbare sektor moet die voorsitter en die lede van auditkomitees van buite die vlak van raadslede wees, en ek het die voorreg gehad om 13 jaar die voorsitter te wees van die stad Bloemfontein se auditkomitee in dieselfde kapasiteit ook vir 13 jaar Solplaatjie of Kimberley, my geboortestad sin, plus baie ander in die openbare en privaat sektor wat ek begin het. En dan is my groot gunsteling, ek doseer besigheidsetiek al vir baie jare. Die grootste etiese probleem in Suid-Afrika, dink ek, is korrupsie. Ek gaan nie tyd mors met statistiek nie. Ek kon vir die honderde boeke saamgebring het, ek kon vir die honderde verslae saamgebring het oor die mors van geld in Suid-Afrika en veral dan in die openbare sektor. Ek kon vir die verslag van die ouditeur-generaal saamgebring het, waar aandui dat omtrent 3 uit baie honderde munisipaliteite in Suid-Afrika ongekwalifiseerde auditeursverslag kry, so daarmee kon ek vir julle 'n depressie ingepraat het. Ek wil vir die egter 3 aanhalings maak, en die derde een is een wat ek weer in my samevatting na sal terugkom. Desmond Tutu het op 'n tyd gesê dat sy hart bloei vir dit wat hy sien gebeur rondom korrupsie in die openbare sektor in Suid-Afrika. Karl Kraus het op 'n stadium die stelling gemaak en ek haal aan: corruption is worse than prostitution. The latter may endanger the morals of an individual. The former invariably endangers the moral of an entire country. En ek dink dit is die toestand waar ons vandag is. Business Day, so seker 'n jaar gelede, maak die opmerking: it is not exaggeration to say that there are entire towns and critical state departments that are now in the hands of organized crime, syndicates masquerading as public servants. Their sole aim is to loot and create a climate of general administrative chaos in an excellent smokescreen. Miskien een van die mees etiese sakeleiers wat ons huidiglik in Suid-Afrika het, Ralph Khoza, wat die voorsitter is van die Netcor groep,
het, en jy moet mooi hoor, in die algemene jaarverslag van die Netcor groep, so 2 jaar gelede die volgende gesê, nou vir 'n leier om dit in die jaarverslag van 'n maatskappy te sê, is baie gevra, en ek lees. South Africa is widely recognized for its liberal and enlightened constitution, yet we observe the emergence of, en ek wil dit graag bold, as ek die Engels kan, a strange breed of leaders who are determined to undermine the rule of law and override the constitution. Our political leadership's moral quotient is generating and we fast losing the check and balances that are necessary to prevent recurrence of the past. This is not the accountable democracy for which generations suffered and fought. Ek het 'n hele paar keer in die teenwoordigheid van meneer Kosa gewees, en ek het seker 'n jaar gelede vir hom gevra, dat die politici was bitter kwaad vir jou gewees. En hulle het gedreig dat hulle al wat 'n staatsdepartement se rekening gaan skuif van Netbank af. Sal jy antwoord wat het gebeur? En hy het vir my gesê, soveel van daai fondse is geskuif uit Netbank se rekening. Hy het trouwens verder gegaan op my vraag, en vir my gesê, van die grootste politici in hierdie land, sy rekeninge is by Netbank, en hy het persoonlike oproepe van hulle gekry, en nie een van hulle het hulle rekening geskuif nie. En ek dink die les wat 'n mens daaraan kan leer, en dit is dat 'n mens die moed van die oortuiging moet jou rug styf te maak as dit nodig is. En ek sal weer daarna toe terugkom. Ek is so quasi regsgeleerde ook, en ek gaan nie vir die opbou met 'n regsdefinisie van wat korrupsie is nie. Daaroor kan ons lank praat. Ek dink korrupsie in my dommigheid is swak leierskap, plus die misbruik van mag, plus etiese bankrotskap, minus deursigtigheid. En ek gaan vir elkeen van hulle net so ietsie sê. In die etiek het ek vir my bestuursetiek studente teorie ontwerp en ontwikkel wat ek die teorie van natuurlike leierskap noem. Ek dink dat as 'n mens in die geskiedenis gaan, en ek sê nie alle leiers was heilig of was goeie leiers nie, maar as ek net 'n paar kan noem, Shaka het homself bewys as 'n natuurlike leier, en uiteindelik het hy die koning geword van die magtige Zulu-ryk. Baie van ons boere-generaals was natuurlike leiers wat deur die geografiese gebied waarin hulle gewerk het, hulle getoon het aan die mense en aan die burgers en verkies is as die leiers op kommando en uiteindelik politieke leiers geword het. Ek haat dit om 'n naam te noem, en Jacques, verskoon my, dis jou moederland heiliglik, maar ek was in my lewe baie in Amerika, en ek het byvoorbeeld, en weer eens jammer ek gaan 'n naam noem, het ek baie keer vir myself gevra of George Bush die laaste enetjie, of hy werklik die beste leier is wat Amerika kan voortrek. En ek het tot die gevolgtrekking gekom, ek dink ek ken dalk 'n paar 100,000 mense wat beter leiers as hy is. Ek gaan nie name oor Suid-Afrika noem nie, maar ek dink ek probeer daarmee my teorie staaf, dat een van die grootste probleme van hierdie wêreld is dat goeie natuurlike leiers nie meer leiers word nie, veral rondom politieke leierskap. Die voorbeeld of die woord wat ook voorgebruik is rondom King 3. In al my jare in die openbare sektor en privaat sektor op direksies, is daar een goue reël, en dit is, jy stel die voorbeeld daarvoor, you set the tone at the top. As 'n land se president of 'n provinsie se premier of die rektor van 'n universiteit of die voorsitter of die bestuurende direkteur van 'n maatskappy korrup is, vergeet dit. Jy sal nooit 'n etiese maatskappy of 'n instansie daar kan stel nie. Die Limpopo boeke skandaal. Ek kan honderde ander voorbeelde in 'n Canva vir u doen, waar mense nie die integriteit het om te bedank as hulle uitgevang word, en ek sal terugkom daarna. Ek dink die minister wat onlangs bedank het, en die voorsitter van die verkiesingskomitee, is dalk 'n bedekte seën vir ons. Dat dalk is hier mense wat prakties begin toon, maar ek moet die gewete, die inherente moraliteit hê om te bedank as ek my kwalifikasies of wat ook al vervals het.
Dis net altyd vir my verstommend in 'n land soos Suid-Afrika dat ons 'n mededingingsraad het, wat as haar prysvasstelling is, wonderlike ondersoeke kan doen en instansies miljarde rande kan beboet. Maar ons het nie dieselfde as leiers van die land korrupsie pleeg nie. Dieselfde met die inkomstediens. Die betaling van krediteure heiliglik volgens die dienstouditeur-generaal verslaas oor die 70 dae per jaar. Nou dames en here, as politici vir jou sê, dis ernstig oor werkskepping, maar hulle laat toe dat hulle krediteure eers na 70 dae betaal word, dan trek ek gewoonweg 'n streep daardeur. Kortliks 'n paar ervarings op auditkomitees. Ek kan vir die horribale stories vertel van sogenaamde indigence lists, met ander woorde vir behoeftige mense, waar hoë amptenare daarin woon. Nepotisme, korrupsie, verplaas van hoës, aanstelling van werknemers en veral dames en dan se terugbetalingstyd en misbruik van dames. Politieke inmenging, adverteer byvoorbeeld die pos van 'n stadsbestuurder op 26 Desember en die aansoeke sluit die 31ste Desember. Ek kan vir hoeveel stories vertel waar ek my bitter ongewild moes maak teen sulke dinge. Een van miskien die gruwelikste stories, en is dalk nie so groot nie, waar ek op 'n groot raad gedien het, en een van die politici opgestaan het, nadat die ouditeur-generaal in sy verslag 'n baie wesenlike bedrog van miljarde uitgewys het, en die raadslid het gesê, en is 'n baie prominente figuur gewees, dat is tyd dat die ouditeur-generaal in Suid-Afrika aanpas, en moet besef dat alle staatsgelde die van die party is, en dat hulle daarmee kan doen wat hulle wil. Hoekom auditkomitees byvoorbeeld in die openbare sektor so gemors is omdat laerskoolonderwyseresse, taxi-drywers en wie ook al word aangestel op auditkomitees. Ek het niks teen hierdie mense nie, maar ek dink as 'n plek en 'n tyd vir ons almal in ervaring en opleiding is iets wat 'n mens nie moet geld koop nie. Waarskynlik die grootste probleem in Suid-Afrika, en dis die verskil tussen en kontant. En dis waarskynlik die grootste rede hoekom ons openbare sektor soos sukkel. Die mense koop, om dit baie simplisties te stel, water en elektrisiteit aan vir R10 per kilowatt of vir kiloliter of wat ook al, jy verkoop dit vir R12 en jy maak R7 wins op papier. En as jy na die inkomstestaat gaan kyk, dan jy R7 wins gemaak op die R5 belegging wie jy gedoen het. Maar die invorderbaarheid daarvan is onmoontlik. En jou kontantreserwes gaan net af. So as 'n mens moedwillig is, of met groot respek as jy te dom is, en nie die verskil tussen kontant en wins verstaan nie, dan het jy dalk 'n situasie waar die oorgrote meerderheid van munisipaliteite in Suid-Afrika nie volhoubaar is nie. Voor elke verkiesing, as ons hierdie goed uitwys, of na elke verkiesing, dan word daar 'n program ingestel, en dan begin ons baie goeie resultate te verkry, maar net voor die verkiesing, dan besluit hulle om toe te laat dat mense nie hulle rekening betaal nie, en dan vat dit weer 2-3 jaar om die skulde af te werk tot die volgende verkiesing. Ek het hoeveel kere gesien dat kassiere wat gevang is vir R100 se diefstal afgedank word, maar 'n burgemeester of 'n staatsraadlid mag bloot net verplaas word tot in die nasionale departement ook. Baie mense vra my, hoekom wil ek nie meer dien as voorsitter van auditkomitees in die openbare sektor nie? Ek dink as ons vir Prof. Andries vra, dat jy hier onder onsteriele omstandighede operasies kom uitvoer, dan gaan sê nee, want ek kan van die rol geskraap word. Ek moet vir die sê, dames en here, 'n geopereerde rekenmeester wat vandag by auditkomitees van plaaslike owerhede dien, is of baie braaf of baie onnoosel. Die misbruik van mag, ek kan vir die baie stories daaroor vertel, waar die trias politica beginsel, wat ek dink ons almal nie reg ken, totaal en al geïgnoreer word. Daar is net nie meer respek vir organe van die staat nie, insluitende die howe. Persoonlik, en ek het op baie forums daaroor gepraat, ek dink, die ding wat Suid-Afrika nodig het, is 'n hof vir openbare sektor, waar daar goeie onafhanklike regters is, wat onmiddellik in 'n kant gaan en wat ook al kan verhoor en dit agter ons kan kry.
Shaw het dit miskien mooi uitgedruk en hy het dit ook maar by Plato geleer. Power does not corrupt men. Fools, however, if they get into power, corrupt power. En Plato, donkie jare terug, die groot filosoof, die leerling van Socrates, the measurement of a man is what he does with power. Etiese bankrotskap wat ek genoem het, jy sal dalk onthou so tydjie gelede, een van ons leiers, een van die nommer 1's in die land, gesê dat van die ander politici in sy eie organisasie en partye is hyenas. Nou weet ek nie presies wat hy daarmee bedoel het nie, maar ek dink die bietjie wat ek van die hyena weet, is dit 'n lafaard, hy jag nie vir homself nie, hy steel, hy's 'n vuil ding, hy eet aas en. Kort daarna het een van die mense gesê, maar wat verwag 'n mens as jy 'n muis in 'n kaasfabriek loslaat, dan gaan hy verseker die kaas eet. Ek dink jy sê dat jou eie mense is so sleg, dat jy so min respek vir hulle, dat dit is die gevolg. Ek dink ons moet maar weer terug gaan elkeen in 'n hand in eie boesem steek, en ek dink nie bang wees om op te staan nie, soos wat Ralph Kosa gedoen het, en niks oorgekom het nie. Dat 'n mens maar die bereidheid sal hê om dit wat 'n mens in Engels sê, spade spade. Ek dink ongelukkig vir heeltemal te lank was ons baie arrogant dalk gewees en was ons nog so polities korrek gewees in hierdie land. Ek kan vir die grillerige stories vertel van ministers en premiers wat probeer het, dat 'n persoon wat 'n B.Admin graad het, nie eens 'n kursus in rekenkunde, ouditkunde, belasting, wat ook al nie, as hoof van interne oude departemente die staatsdiens aangestel word, mense wat gelieg het oor kwalifikasies net nie verhoor word nie. Die kwessie van gekwalifiseerde auditverslae in hierdie land is skrikwekkend. Oor deursigtigheid, dames en here, as terminaal siekes waar daar duisende in die tronke en gevangenisse is, daar moet bly en daar doodgaan, maar 2 wat die groot base is van politici buite is. In deursigtigheid moet ons elke aand as ons op ons knie gaan bid vir die media. Ek dink dis al in hierdie land wat gemaklik ons oorleef, en dit is 'n vrye media. Vrugtelose uitgawes, en die van die wat bietjie van die verslag van die ouditeur-generaal weet, sal weet dat daar so 'n kategorie. Ek wil vir julle sê, dis die grootste gemors wat in daardie bedrag aangetoon word. 'n groot deel korrupsie word daar weggesteek. 'n groot deel bedrog word daar weggesteek. Die ouditeur-generaal het nie die vermoë om daardie goed behoorlik te audit nie, en hy trek sy skouers op en sê dis nie sy mandaat nie. Ek wil vir julle sê daar's miljarde wat ons nie eers van weet in korrupsie nie, wat binne sogenaamde fruitless and wasteful expenditure weggesteek word. Die King 3 verslag, wat 'n baie goeie dokument is, verwys na alternatiewe dispuut resolusie. Ek het van King 1 af daarop gedien en ons het met King 4 begin. Dit is maar net 'n vingerwysing na hoe swak ons hofstelsel op die oomblik is. Die gehalte van ons regters, die kommissie na die wapenskandaal met groot respek, waar baie mense al uit bedank het, Nkandla om vir hopelik intelligente mense te kon vertel dat die swembad is daar vir die blus van vure. As jy gaan lees wat by die SAIK en die SAL se direksies aangaan, so kan dit aangaan om vir die punte uit te wys oor die kortstelling wat ek gemaak het, wat in my dommigheid die vergelyking is van wat korrupsie is. Ek dink, dis tyd dat ons almal die moed het van Ralph Kosa om op te staan en uit ons hart uit te sê, dit is nie reg. Leierskap, sonder etiese leierskap sal ons nêrens kom nie. Die voorbeeld wat booggestel moet word deur die leiers. Politieke wil, waarskynlik een van die grootste probleme, is om die politieke party en die staat gelyk te stel aan mekaar, en nie die traaispolitika beginsel te volg, waar binne die traaispolitika beginsel die politieke party nie eers 'n rol speel nie, omdat dit nie 'n permanente instelling van 'n land is nie. Die kultuur van wat is daarin vermy, 'n hof vir openbare sektor sake wat spoedig aangespreek moet word, die rol van die media waar sonder ons in Suid-Afrika of wêreldwyd nie kan gaan nie,
Goeie korporatiewe beheer plus King, ons het waarskynlik plus etiek, ons het waarskynlik een van die beste, nie die beste, en ek wil my verstout om te sê die beste verslag oor korporatiewe beheer. Ons King 3 is 'n ongelooflike verslag. En ek dink ons moet elkeen maar ons hand in eie boesem steek en vra, wil jy 'n marionet wees vir politieke korrektheid of het jy die moed van jou oortuiging om op te staan en 'n aspek as verkeerd aan te wys? En dan die laaste een wat ek mee wil afsluit. En my opskrif hier is aan hoop. En ek gee volgende jaar 40 jaar klas waaronder besigheidsetiek vir duisende studente by verskillende universiteite. En ek het moed wees die jeug van hierdie land. Ek kan vir u sê, en ek het nie daaroor navorsing gedoen nie, maar ek dink ook daarom ek kan redelik waarneem. En dit is dat die jeug van Suid-Afrika swart-wit gekleurd wat ook al, hou nie meer van dit wat hulle sien wat hier plaasvind. Die hoeveel van my studente by talle universiteite kom na my toe en sê vir my, prof, it's a disgrace what's going on in this country. En ek wil vir u sê, en ek wil daarmee afsluit, dat as die jeug van vandag die middelgroep gaan word, en as hulle die leiers van hierdie land gaan word, hoop en bid ek, en ek glo, dat ons dramatiese verandering ook op 'n etiese vlak gaan sien. Die van die wat dalk my skyfies wil hê, ek het ook aan die einde 'n bylaagie van Mervyn King, wat die voorsitter was van ons King komitees gesit. Mense vra ons baie keer vir jou, nou wat moet ek maak in 'n praktiese situasie? En Mervyn King het sommer 10 punte opgestel van wat behoort 10 vrae te wees as jy 'n vergadering sit en dan moet 'n dringende besluite geneem word. En ek is nie iemand wat glo aan 'n lysie wat jy aftik nie, maar ek dink tog die 10 punte van hom dui daarop vir 'n mens af. Watter kritiese vrae moet jy vir jou vra voordat daar 'n besluit op enige vergadering geneem word? Baie dankie.